Shabbat Shalom vir elkeen. Ons groet julle vanoggend in die naam van Yeshua, ons Messias, of Jesus Christus, soos ons dit vandag ken. En ons wil vir julle elkeen baie dankie sê vir die ondersteuning, vir die liefde, vir die verdraagsaamheid. Ek weet vir sekere mense is dit seker moeilik om 'n gemeente by te woon wat op ligkanale gebou word en nie in 'n fisiese formaat is nie. Dit is wat ons het op hierdie stadium en dit is wat ons doen op hierdie stadium en ek wil vir elkeen weer eens baie dankie sê wat ons ondersteun, wat saam met ons hierdie pad stap. Ons doel is nie om mense weg te lok van kerke af nie, of om kerke op te breek nie, of om kerke aan te val nie, of predikers aan te val nie. Ons doel is om die waarheid uit te bring, sodat ons in gees en in waarheid die Here kan aanbid, soos wat hy dit van ons verwag. Daardie geskrifgedeelte ken julle sekerlik ook, en julle kan hom gereed gaan soek as julle wil. Hy staan in Johannes opgeskrywe. Jesus was besig om met 'n vrou te praat toe hy hierdie woorde geuiter het, om te sê, die Vader soek die wat hom in gees en in waarheid aanbid. En dit is ons poging, dit is ons missie, dit is ons visie, is om die Here weer in gees en in waarheid, en nie net Here nie net 'n ongenoemde naam nie, of 'n algemene naam nie, Jahwe, ons Elohim, ons Yeshua, ons Messias, te aanbid in volheid, in alles wat ons kan, en met die beste van ons, en net ons beste vir hom te kan gee ten alle tye. Maar voordat ons begin met vandag se boodskap, kom ons bid eers saam. Aba Vader, ons kom vanoggend, ons weet, Here, dat dit slegs uit genade is, Here, dat U toelaat, dat ons tot U troon nader, Here. Here, U is 'n heilige God, Vader, wat geen ongeregtigheid duld nie. En Vader, ek dank U vir U groot liefde vir ons, Here, dat U ons nog verdra en die tyd gee om ons sake met U in orde te kry. En ons pleit by U, Here, dat U ons geestelik sal stream, Here, dat U ons geestelik sal inspireer, Here, om nader te kom, Here. Ons bid ook van U kant af, Here, dat hoe nader ons kom, dat ons meer en meer van U sal sien, en meer van U te doen te kry, Here, om U gees te ervaar, en na U stem te kan luister. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, ek het 'n baie interessante tema. Ek het nou, wanneer seker donderdag, het ek hierdie tema vroeg in die oggend gekry terwyl ek wakker word. Eers het ek gesê die slang wat die gemeente gepik het. Dit sou nou so 'n bietjie moeilik gewees het om dit te verduidelik, maar dit is maar basies wat gebeur het. Maar die tema wat ek dan nou vandag aan hierdie boodskap koppel, is die moordenaar in die huis. En dit gaan vir my makliker wees om vir jou te verduidelik, en jy hopelik het dit by jou aanklank, en hopelik kan jy sien wat ek vir jou probeer verduidelik, dat die moordenaar in die huis die gevaarlikste is. Waarna verwys ek in my tema vandag? Ek verwys na die kerk, na die huis van die Here, die gemeente, God se bruid. Is dit nie so nie? Die Here kom ons om sy bruid te kom haal, en ons moet onsself voorberei. Nou in my polisieloopbaan het ek baie tonele bygewoon, misdaadtonele, en baie van hulle was moordtonele gewees, en dit wat altyd vir my sal uitstaan is die moordtonele wat in die huis plaasvind, wanneer familielede besluit het om op mekaar te draai, wanneer familielede besluit om mekaar te vermoor, en ek kan vir jou afgryslike dinge vertel van wat mense aan mekaar gedoen het binne in die huis. Daar waar jy in die huis ingaan, daar waar jy saam met iemand gaan slaap, daar waar jy vrede moet ervaar, waar dit 'n wille moordtoneel geword het. Nou die een wat ek nou vandag sou wil graag uitgelig het, en nie omdat dit 'n vrede toneel was nie, maar omdat dit 'n moeilike toneel was, of 'n moeilike misdaad was om te kan oplos, was die keer toe die vrou haar man met insuline oordosis gegee het. Ons het verskriklik gesukkel. Gelukkig was dit vir 'n skerp dokter wat vinnig begin dink het en toetse laat doen het, en toe uitgevind het dat die persoon met oordosis insuline ontvang het. Nou ja, ek weet, julle gaan dat nou nie goed ken nie, en ek het sekerlik ook nie reg om van hierdie goeters te kan praat nie, aangesien daar sekere regte in hierdie land nou bestaan, maar waarvan ek wel kan praat, is die dinge wat in algemene publieke kennis is. En dan gaan ek nou vandag met jou praat oor Daisy de Melke. Almal sal Daisy de Melke ken. Haar volle name was Daisy Louisa de Melke, gebore 1 Junie 1886 in die Oos-Kaap. Sy was 'n nurse. Wat is 'n nurse? 'n verpleegster, né?
En na haar groot word daar, want sy was maar reg oor amper Suid-Afrika gewees, het sy opgeëindig in Turffontein aan die Wesrand waar sy gewerk en gewoon het. Sy was getroud met 2 mans, die eerste ene was William Kell, die tweede een was Robert Spratt, ek hoop ek spreek sy van reguit, en sy het 5 kinders gehad. Nou wat het hierdie vrou gedoen? Wat was dit wat sy gedoen het? Wel, sy het oor 'n baie lang tyd, het sy haar 2 mans, wel daar word verwys na meer as net die 2 mans, maar die wat bekend is die 2 mans het sy vergiftig met strychnien wat dan 'n neurotoksiese gif is wat die sentrale senuweestelsel aanval, en die motief vir haar aksie was gewees, sy wou hulle geld hê, sy wou die geld wat hulle vir haar gelos het in as erfporsie, dit is wat sy wou gehad het. En sy het ook haar een seun vermoor, en dit word vermoed dat sy het hierdie seun vermoor omdat hy net so geldgierig was soos sy, en sy het hom met arseen vergiftig. Nou arseen is ook dan bekend as 'n chemiese element, en wat ook bekend staan as 'n halfmetaal of 'n metaliet, ja, baie giftige stof. En ja, die ondersoek is gedoen, en na die verhoor is sy skuldig bevind, en op 30 Desember 1932 is sy in Pretoria op die ouderdom van 46 gehang. Sy is die eerste vrou wat in Suid-Afrika gehang is. Nou, hoekom noem ek hierdie ding vir julle? Ek wil hê julle moet nou hierdie in gedagte hou, dat hierdie vrou she was the lover of those husbands. Sy was die ma van daardie kinders gewees, en tog het sy dit in haar hart reg gekry om hulle te vermoor. Natasha is dit nie wreed nie. Om te dink dat jy bly saam met iemand, en daardie persoon het ander motiewe, het ander idees. Nou, hoekom noem ek dit? Wat het dit met die kerk of met ons te doen? Wel, ek wil vandag vir jou sê, dat ons as die kerk ook 'n minnaar het, en ek gaan dit hier nou verander, van minnares, sy was 'n vrou, hier is 'n minnaar te doen, die kerk het ook 'n minnaar wat besig is om haar te vergiftig. Wie is hierdie minnaar? Nou kom ek stel dit so, dit is nou in my eie woorde, en ek gaan myself ook korrigeer, so wees nou maar geduldig saam met my vanoggend, en luister wat ek sê. Dit is die een wat ons vertrou met ons siel, die een wat ons vertrou met ons geestelike welstand. Dit is wat ons hoor by die kerk, sien by die kerk, en wat ons wil doen, wat die kerk doen. En nou gaan ek vir jou dadelik sê, wag net 'n bietjie. Ons stryd is mos nie teen vlees en bloed nie, is dit nie so nie? Efesiërs 6 vers 12 sê so, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou ja, ons stryd is nie teen, maar ek gaan nou vir jou 'n skrifgedeelte wat vir jou amper die teendeel daarvan bewys, dat daar tog mense is wat in plekke staan, in posisies staan, wat ons as kerk op 'n plek bring waar ons nie moet wees nie, waar ons geestelik vergiftig en vermoor word. Dat ons nie meer geestelik kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd vir die Here. Wat dit vir ons onmoontlik maak om God in gees en in waarheid te aanbid. Want hoekom? Daar is 'n element van waarheid wat ontbreek. Dit word weggevat van ons, sodat ons nie meer kan sien wat ons moet doen nie. Wat is die modus operandi? Wat is die metodiek van hierdie minnaar? Wel, hy kom onder die vaandel van Christendom in die naam van Jesus Christus net om jou geestelik te vermoor. Nou, God weet dat ons as mens 'n baie nuuskierige natuur het, nee Natasha. God weet dit. Hy weet dat ons graag, as ons iets sien wat snaaks lyk, wil ondersoek. Ek kan nou vertel hierso van my uit my eie huis uit, as die helikopter hier agter in die veldjie land, dan is Natasha en die seuns eerste daar agter om te gaan kyk wat het gebeur, of probeer uitvind. Ons is nuuskierig, dit is so, dit is in ons natuur. En ek gaan nou vandag vir jou verduidelik, ook uit die Bybel uit. Moses, toe hy die brandende bos gesien het, wat het hy gedoen? Hy het nader gegaan om te gaan kyk, wat is hierdie verskynsel? Die bos brand, maar dit word nie verteer nie. So is dit ook vir ons, en dit is ook so vir die disippels gewees, dat hulle op 'n stadium toe die Here Jesus besig is om vir hulle sekere dinge te sê, toe hy vir hulle sê in Matteus dat hierdie tempel, daar nie een steen bo op 'n ander steen gelaat sal wees nie, het hulle ook uit nuuskierigheid die Here die eerste ding gevra, Here, vertel ons van die tekens. Kom ons gaan let op die Here Jesus
se antwoord, die eerste woorde wat hy spreek, die eerste ding wat hy vir hulle sê, toe hulle met hierdie nuuskierige gesindheid na hom toe kom, is die eerste ding wat hy vir hulle sê, die volgende. Matteus 24 vers 4, hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Is dit nie interessant nie? Hulle vra aangaande die tekens, Here vertel ons wat moet ons na uitkyk, wat sal die tekens van die tye wees, en hy kom en hy antwoord, hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. Want baie sal, en is dit nie hoe dit gebeur nie? Baie kom in die naam van Jesus Christus, om wat te doen? Om baie te mislei. Gaan lees maar, Matteus. Gaan lees die hele Bybel in teendeel. Maar die skrifgedeelte wat ek vandag vir jou uitlig, Matteus 24 vers 4. Gaan kyk en lees dit. Laat my dink, hoe moes Michelle nou die laas naweek nader hardloop met die tafeltjie om my waterbottel naby neer te sit. Ja, om baie te mislei. Kan jy sien dat daar 'n definitiewe persoon of persone is wat sal opstaan in ons eeu, in ons tyd, om wat te doen? Om baie te mislei, om ons weg te vat van die Here af, om ons geestelik dood te maak, sodat ons nie meer God kan ervaar nie. Is dit ook nie die eerste sonde wat gepleeg is nie? Kom ons gaan terug na Genesis toe. Kom ons gaan kyk wat het met Adam en Eva gebeur. Kom ons kyk, het God vir hulle gesê, julle sal sterwe? Of miskien sterwe? Die Here het gesê, julle sal sekerlik sterwe. En wat het gebeur? Die duiwel het toegelaat, of nie toegelaat nie, die duiwel het gekom met 'n venynige en ortodokse hoek, wat is die regte woord? Met 'n geheime agenda om vir hulle te sê, is dit regtig so? Het die Here regtig dit gesê? Hy maak hulle twyfel oor wat daar geskrywe is, of wat daar gesê is, nog nie geskryf nie, maar wat daar gesê was, wat die Here vir hulle gesê het, hy maak hulle twyfel, en hy kry dit reg dat hulle doen wat verkeerd is. Wat gebeur? Geestelik het hulle dadelik gesterwe. Hoekom? Want hulle kon nie meer met God, in God se teenwoordigheid wees, soos wat hulle was nie. In hulle siel was hulle ook besig om agteruit te gaan. In hulle liggaam was hulle besig om te sterwe. So ja, dit is baie interessant. Hoe doen hulle dit in vandag se tyd, Natasha? Hulle sê, wel Petrus sê, in sy boek, in die tweede boek van Petrus, hier aan die einde van die Bybel, 2 Petrus 2 vers 1, hy sê, maar daar was ook valse profete onder die volk. Wat erken Petrus hier so? Hy sê, daar was onder die Israeliete, was daar valse profete. Hy sê, net soos daar onder die hele valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. Verderflike kettery sal invoer, met 'n geheime agenda, dinge sal begin doen, met 'n geheime agenda, stadig aan, teelepeltjie vir teelepeltjie, jou sal voer, 'n evangelie, wat jou geestelik sal stomp maak, sal doodmaak, net soos Daisy die Melke haar mans en haar kind vermoor het, is die mense besig om in die gemeentes op te staan, om ons te vergiftig, sodat ons geestelik dood is, dat ons nie meer geestelik kan ervaar nie. Heimlike kette invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self sal bring. En dan in vers 2 sê hy, en baie sal hulle ek moet eerder my bril opsit, nee. Ek het van Natasha gesê, ek het hierdie 'n bietjie fyn geprint. En baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. En om hulle ontwil. Is dit nie so dat in vandag se tyd, dat mense na Christene kyk, en na Christendom kyk, en amper 'n vraagteken trek, of 'n bespottery daaroor maak? Ek het nou nog 'n kort TikTok videoetjie gesien, en daar is 'n duidelike aanval op ons as Christene, 'n gemokkery, 'n gespottery oor wie ons is. As jy nie kan vandag besef dat jy 'n kind van die Here is nie, en as jy nog nie daar is nie, dan is dit dalk 'n plek waar jy moet uitkom om terug te kom na die Here toe. As jy daar nog nooit was nie, bekeer jou
Laat jou gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van jou sonde, sodat jy die Heilige Gees deelagtig kan word. Gaan lees maar Handelinge 2:38, daai hele gedeelte. Peter is besig om te praat. Hy's besig om vir hierdie mense wat God of wat Jesus weerstaan het, te vertel wat het hulle gedoen. En hulle vra vir hom met 'n bittere nood in hulle binneste, wat moet ons doen dan, broers? En hy verklaar hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in Jesus naam, tot vergifnis van julle sondes, sodat julle die Heilige Gees deelagtig kan word. Wat is die sleutelgedeeltes? Vergifnis, om vrygespreek te word deur God. Daar is niks, meneer en mevrou, daar is niks wat jy kan doen om jouself los te kry van sonde nie. Jy kan dit nie gaan koop by die kerk nie, jy kan nie ergens anders dit, en ek gaan nou daaroor praat, voordat mense my weer aanval. En wat is die laaste gedeelte? Sodat jy die Heilige Gees deelagtig kan word. Hierdie is die belangrikste gedeelte van dit alles, sodat God sy hand kan uitsteek en jou kan vashou, en jou kan lei, dat jy hom in gees en in waarheid kan lei, want God sal jou nooit in 'n valse spoor lei nie. God sal jou nooit weg van die waarheid af lei nie. Hy sal jou in die waarheid van heiligheid tot heiligheid lei. Hy sal elke dag probeer om jou bietjie beter te maak as wat jy gister was. Vir watter rede? Want God is heilig. Ek en jy kan nie as ek en jy vandag moet sterwe, en net soos dat ons hier vandag staan, voor hom moet verskyn, gaan ons dit nie maak nie, broer, suster. En ja, daar's baie mense wat sê, ja, ek is lankal vergewe. Reg. En maak seker dat jy so bly. As dit nie vir die genade van die Here is wat ons reinig nie, as dit nie die Gees van die Here is wat ons reinig nie, dan gaan ons nooit daarby uitkom nie. Sonder julle heiligmaking, gaan soek hierdie skrifgedeelte, sonder julle heiligmaking sal julle God nie sien nie. Dit is 'n proses. Ek is nog steeds daarmee besig, elke dag is ek besig om te leer. Ek is nog steeds besig om die Here se hand vas te hou. Here, lei my in die volheid van die waarheid, sodat ek nie agter sal raak nie. Vers 3 van 2 Petrus 2, hy sê, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is 'n oordeel van lankal af nie werkloos nie. Die Here het al reeds dinge oor hulle uitgespreek. Hierdie mense wat besig is om in die kerk te woeker en te wedywer om hulle eie dinge te doen, wel nie hulle eie dinge nie, die dinge van die bose te doen, dinge in te bring, heimlike kettery, dingetjies stadig te probeer verander wat nie in die Ou Testament of nie in die Nuwe Testament voorkom nie. Ek het nou laas week toe ons in Ryten was en vir die afgelope paar weke sê ek dieselfde ding, dat hierdie Bybel, as dit nie herhaal word in die Bybel nie, dan is dit 'n once-off, nee Natasha, dan is dit iets wat een keer gesê is. Maar as die Here dit kom herhaal, of as hy sê, wee julle, of as hy sê, hoor, dat ons moet luister, die wat ore het om te hoor, dan praat hy met ons en hy wil dit seker maak dat ons verstaan het. Die Here Jesus Christus het alles wat in die Ou Testament kom herbevestig en kom vasmaak, seker kom maak, sodat ons nie kan hierdie kant toe val of daardie kant toe kan val nie, sodat niemand ons kan weglei nie. Maar dit het gebeur en dit gebeur vandag nog, dat mense kom om verderflikheid onder ons te saai. Hoekom? Want die duiwel wil nie hê jy moet gered word nie. Die duiwel wil nie hê dat jy jou saligheid moet kan hoe kan ek sê, inherit, wat is die regte woord? Kan erf nie, dankie Natasha, sodat jy jou saligheid kan erf nie. Hoe erf ek dit? Deur om myself te bekeer, om te sê, Here Jesus, ek is hopeloos sonder U. En as dit nie vir U bloed is nie, as dit nie vir U verlossing is nie, as dit nie vir U Gees is nie, Here, dan kan ek nergster en dan is ek niks nie, Here. Dit is net deur sy hand en sy teenwoordigheid in ons lewens wat ons anderster word. Kom ons gaan kyk dan vanoggend na 6 tekens dat jou kerk vergiftig word. Eerste ene, wettisme. Alright Natasha, daar praat hy nou vanoggend teen homself. Hy praat oor wettisme. Nou gaan luister saam met my baie mooi vanoggend wat ek vir jou hierso sê. Ek praat nie teen wet of die 10 gebooie. Ek praat nie teen dit nie. Wettisme, wat is wettisme? Jy hoef nie 'n verhouding met Jesus Christus te hê nie. Doen net wat die wet sê. Weet jy wat sê hierdie mense? Hulle sê, jy het nie nodig om die Here Jesus te ontmoet nie. Jy het nie nodig om te bekeer nie. Doen net die dinge van die wet. En dit is presies wat die Fariseërs en die Sadduseërs was. Hulle het die wette geken,
maar hulle het nie vir Elohim geken nie. Hulle het nie die skepper van dit alles geken nie. Hulle het nie hulle Jahwe geken nie. Hulle was nie in verhouding met hom nie. En daarom was die wette vir hulle 'n saak van dood gewees. Hulle het een vir een getel en dit in bommeltjies bymekaar gemaak, sodat mense dit moes doen. En daar was geen genade vir hulle gewees nie. Hoekom? Want hulle het nie 'n verhouding met God gehad nie. En die oorspronklike rede vir dit was, die oorspronklike rede vir die 10 gebooie was, sodat ons met God 'n verhouding kan hê, sodat ons ons verbond met God kan bevestig, elke keer as ons dit lees, ekskuus tog. Wettisme, gehoorsaamheid aan die wet, moet spruit uit die feit dat jy diergekoop is deur die bloed van Jesus Christus. Gehoorsaamheid moet wees omdat jy besef, ek is diergekoop deur Jesus bloed. En daarom is ek nou gehoorsaam. Ek wil gehoorsaam wees. Nie ek moet gehoorsaam wees nie. Ek wil gehoorsaam wees aan die Here. Die tweede ene, afgewaterde en of verdraaide evangelie. Yes, ja. Kom ons praat oor hierdie, afgewaterde of verdraaide evangelie. Jou verlossing word gekoppel aan 'n prosperity teaching. Jou verlossing word bepaal deur hoeveel jy by die kerk inbetaal. Nou, het mense my al gevra, Franso, het jy 'n probleem dat mense geld aan die kerk betaal? Nee, ek het nie. Ek het 'n probleem met mense wat onder die indruk geplaas word, hoe meer jy gee, hoe groter is jou salwing, of hoe groter is jou bevryding. En dis 'n infame leuen. Die Here, as hy jou red hy jou as in totaliteit, as mens. Hy gee jou verlossing, hy gee jou bevryding, hy gee jou alles. Hy gee jou genesing, is dit nie so nie? Ek dink Pastor Emil sal nou vandag saam met my uitroep amen, want ons het Woensdag aand hieroor gebid, dat die Here, nog voordat hy gekom het, in die Ou Testament gesê, hulle sal my slaan, he was bruised for our iniquities. Is dit nie hoe dit staan nie? En dan word hy weer bevestig in die Nuwe Testament. He was bruised for our iniquities. En wat het gebeur met hierdie verlosser, hierdie Messias van ons? Hy was geslaan. Jy weet, ek wil nou so 'n stukkie hierso inlas, Natasha, om te sê, in daardie tyd, was jy eider geslaan en laat gaan, of gekruisig, een van die twee. Ons meester is geslaan en gekruisig. Verdien hy nie ons aandag nie. Verdien hy nie ons alles nie. Ek wil vandag vir jou sê, hy verdien elke greintjie van wie ek is. Hy het my gemaak en hy het my vrygekoop. Prosperity preaching of teaching. Baie interessante stelling, né, François? Wil jy nou hê mense moet nie meer? Nee, ek sê nie dit nie. Ek sê dieselfde skrifgedeelte wat sê bring jou volle tiende na die skatkis toe, is ook 'n skrifgedeelte wat in die Ou Testament staan, en as jy met predikers praat oor die Ou Testament en oor die wette, dan sê hulle, moenie wettisties met my kom raak nie. Moenie dit, maar hoe vorder julle as kerke dan die geld in by die kerk? Onder watter vaandel, onder watter skrifgedeelte doen julle dit? Is dit nie, bring die hele tiende na die skatkis en kyk of die Here nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie? Is dit nie daar die ene nie? En dit kom daaruit, in die Ou Testament. Toe die Here besig was om die wette vir Moses te gee, het die Here hierdie ding beveel. Sê ek mense moet nie vir die kerk geld gee nie? Ek sê so. As jy enigsins baat vind by wat ek en Natasha hier doen, hierdie aanlyn YouTube kerk, en dit is vir jou goed, en jy voel dit is wat jy moet doen, dan doen dit. Maar laat die Gees jou oortuig, nie ek wat ek sê deur my woorde nie. Moenie laat wanneer jy inkom en ek die bakkie omstuur in die kerk en dit harder skud sodat jy jou beursie moet verder oopmaak en ek sê vir jou, ja, hy wat baie gee sal baie ontvang ook nie. Dis nie hoe dit werk nie. Prosperity preaching of teaching, dit is 'n ander gif, is 'n ander ewel wat in die kerke ontstaan. Ons weet in Amerika en ja, seker maar wêreldwyd en seker in Suid-Afrika ook, is daar kerke wat hulle bedryf net daaruit doen om mense te beroof van hulle geld. En ek sê beroof, en ek sê dit met respek, want hierdie is 'n gif, om ek te praat oor die ander ene, tradisie bo waarheid. Nou ja, hier praat ek met die boerevolk van Suid-Afrika. Jy dink dat omdat jy gebore is in 'n sekere etniese groep, is jou salwing of jou
bevryding of whatever jy dit wil noem, jou glory vir jou vasgemaak, want jy's gebore uit hierdie volk, stam en nasie. Nee, die Here verklaar dat ons is gered uit elke volk, stam en nasie. Is dit nie so nie? Sing ons nie daardie lied nie? Ons is gered. Hoekom? Want God het genade en tradisie het geen plek voor God nie. Dit was deur tradisie dat die Fariseërs en die Sadduseërs verwerp was voor God, dat hy vir hulle gesê het, julle wit gepluisterde grafte met vol doodsbeendere. Hulle het die Here nie behaag nie, en hulle was die mense wat die Torah gehad het, hulle het die woord gehad, hulle het die kerk gehad, hulle het alles gehad, maar hulle het nie Jesus gehad nie, en daaroor is hulle veroordeel. Tradisie boor waarheid. Wat sê Paulus? Paulus sê in Filippense 3, vers 5, ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër van die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat die ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid en die wet betref, onberispelik, maar wat my wins was, dit het ek om Christus as skade geag. Paulus kom en hy sê, alles wat ek nou, hierdie mooi versie, hierdie mooi rympie wat ek opgesê het, beteken vir my, dololo. Interessante woord, dololo, né? En maar die ander mense vra, wat beteken dololo? Dit beteken niks, nul. Geensins beteken dit niks. Jou herkoms beteken, jou tradisie beteken vir die Here niks. Op 'n ander plek sê hy, ek het dit as drek beskou. Sy herkoms het hy as drek beskou, om Christus as wins te kan hê. Nou vandag staan ek hier, ek het 'n pragtige boomstam, wat is dit? Wat is die regte woord, Natasja? Boomstam, ek het 'n groot familiegeskiedenis. I have got a big heritage. Means me nothing in front of Christ. Dit beteken voor Christus vir my niks. En ek het dit alles as drek beskou, sodat ek Christus as wins kan hê. Beheer uit vrees. Ken julle kerke soos hierdie wat beheer uit vrees het? Hulle maak jou bang. Hulle plaas jou onder vrees, hulle plaas jou onder dwang om te sê, jy kan niks vra nie. Jy mag nie vra. In hierdie kerk word niks gevra nie. Jy glo wat ek vir jou van die kant sal afpreek, jy word nie gesê om geestelik ondersoek in te stel nie. Ek het nou nog gesê, die mens is 'n nuuskierige kreatuur. Hy het 'n natuur binne hom wat wil soek. Hy het 'n natuur binne hom. Is dit nie hoe ons dan ook mense op die maan gesit het, of mense in die buitenste ruim, daai ruimtetuig het nou onlangs weer teruggekom van die maan af. Is dit nie uit nuuskierigheid wat die mens hierdie dinge doen nie? In plaas hulle hulle nuuskierigheid voor die Here plaas, in plaas ons by die kerk mense leer om nuuskierig te wees oor die woord en oor God, plaas ons hulle aanhits om vrae te vra. Ja, ek weet, jy kan nou vandag die kerk verlaat, en meestal van julle wat na hierdie programme kyk, is reeds mense wat reeds kerke verlaat het, as gevolg van dat jy in jou binneste agterkom met hier's ernstige probleem. En nou is jy besig om te soek, en ja, dit is hierdie plek, Natasja, waar die duiwel met jou vaardig kan raak en jou weg kan vat in 'n dwaalspoor in. Maar ek wil vandag vir jou sê, jou gemeente, jou kerk, is veronderstel om dit by jou aan te wakker, om te sê, kom ons ondersoek die woord van die Here. Kom ons vertrou op die gees van die Here, om ons te lei in die volheid van die waarheid. Want die Here sal nie wil hê jy moet verlore gaan nie. Jy gaan verlore omdat jy verkeerde keuses maak. Jy val terug in die wêreld in, omdat jy keuses maak wat vir die Here nie behaaglik is nie. En daarom beland jy op 'n plek waar jy sê, ek ken geen God nie. Die kerk is veronderstel om ons aan te wakker, deur Bybelstudie, deur persoonlike verhouding met die Here, jou te sê, weet jy wat, in die oggend moet jy opstaan vroeg, gaan soek die Here vroeg in die oggend. Vanaand voordat jy gaan slaap, die laaste ding wat jy doen, gaan soek die Here, gaan lees skrifgedeelte, bid tot die Here. Sekere kerke kom uit vrees, jy kan dit nie doen nie. Jy is nie opgelei nie, jy is nie opgewasse nie. Dis 'n leuen. Geestelike selfvoldaanheid. Natasja, ken jy kerke soos hierdie? Geestelike selfvoldaanheid. Mense word nie meer geestelik gestimuleer nie. Mense word gesê om
die prediker alleen, ekskuus tog, gesê om op die prediker alleen staat te maak. Jy word op 'n plek gebring, daar word jy laat staan, dis net wat ons doen, ons is goed genoeg, ons het alles klaar gedoen, François het alles klaar bereik wat hy moet bereik, en nou kan julle net vir my sit en luister, dis al wat julle hoef te doen. Nee, ek en u moet saam die Here ondersoek, ons moet die woord van die Here ondersoek, ons moet hom vra, Here, wys en leer ons, sodat ons beter kan wees. Hoekom? Want God is heilig, en hy verwag van ons om heilig te wees, en hierdie is wat Jakobus geskryf het, om te sê, ag dit loutere vreugde as jy in allerhande verdrukkings val. Hoekom? Want soos goud gelouter word, soos goud gesuiwer word deur die vuur oondeen, so word ons ook gesuiwer, om ontslae te raak van al die geite. Julle weet die mense is mos vol geite, vol dingetjies. En dit is hoe ons geleer word. In daardie proses word ons geleer om nader en skoner voor die Here te leef. My laaste punt, en hiermee gaan ek afsluit, is skynheiligheid. Ja, predikers wat sê, maak soos ek sê, en nie soos wat ek doen nie. Predikers wat in hulle eie lewe dinge doen, anderster as wat die Here gesê het, geleer het, gewys het. Ek weet ons is net mens. Ek weet François val ook. Ek weet François word ook kwaad en word ook ietsie grimmig, word ook geïrriteerd, word ook al hierdie goeters. Maar, wanneer ek dit word, laat ek dan eerder myself afsonder en sê, laat ek op my eie gaan irriteerd wees, kwaad wees, moenie laat die wêreld dit sien nie. En daardeur streef ek om heilig te leef, om rein te leef. Glip daar 'n woordjie nou en dan by my mond uit, ja, en dit met skaamte dat ek dit sê, ja, want dit beteken dat ek nog nie my tong baas geword het nie, dat ek nog nie my gedagtes baas geword het nie, dat ek nog nie my emosies baas geword het nie. En as 'n persoon eers by daardie plek kom waar hy stil is en net kan reageer op uit die Heilige Gees, of wat uit die Heilige Gees uitspruit in sy binneste, dan het hy oorwin. En dit is 'n ding, soos Paulus sê, ek streef na die volmaaktheid, en ek rek my uit amper as ek daan kan vat. Elke dag gestryd. So ek wil nou vandag vir jou sê, as jou gemeente enigstens van hierdie simptome het, weet dat daai kerk vergiftig is. En heel waarskynlik is dit nie die pastoor, die dominee of die leraar se skuld nie. Dit is net omdat hulle ernstig na die bose geluister het. En dan is dit dalk ons werk, my en jou werk, om vir daardie gemeente en daardie leraar te bid, sodat die Here hulle weer terug sal bring na die waaragtige toe, en die regte pad, nie daardie krom verdraaide pad nie. So, as hierdie boodskappe vir jou enigstens iets beteken, bid ek, dat jy dit met vriende en familie sal deel, en laat ons hierdie dinge bekend maak in die laaste tyd, sodat ons saam kan werk, om God in gees en in waarheid weer te aanbid, en die voorreg daarvan kan geniet, om sy teenwoordigheid in ons lewens te mag hê, en te kan weet, Here, ons maak op U staat, maak nie saak wat môre vir ons inhou nie. Ek gaan afsluit deur te bid, maar voor ek dit doen, wil ek julle uitnooi na Woensdag aand se Bybelstudie, of biduur, is nie Bybelstudie nie, biduur, ek wil amper sê bid minuut, want ons bid maar vir 15 minute saam, alhoewel vir die laaste paar aande het dit wel oor 40 minute gegaan, wat ons 'n bietjie gesit en gesels het. U is welkom. Hoe kom jy op daardie groepie in? Jy moet vir my jou telefoonnommer, jou naam en jou telefoonnommer stuur, sodat ons jou telefoonnommer op Lewe en Jesus Gemeente se WhatsApp groepie kan sit, sodat ons jou daar kan add, sodat wanneer ons die oproep maak, dat hy outomaties jou ook sal bel, en dit is jou maar jou vrye voorreg, as jy voel, jy kan nie vanaand, of jy gaan nie kan dit by die bywoon nie, om nie in te skakel nie, dan doen jy nie so nie, dan is dit reg. Maar as jy voel, jy het nodig om saam met ons te bid, join ons. Eenvoudig, ons trek 'n ou kaartjie, ons bid, en ons vertrou op die Here. Dis al wat ons doen. Niks meer, niks minder nie. Ek weet daar's mense wat spesiale versoeke het, ons bid vir daai versoeke ook. En dit is ons voorreg om saam met julle 'n pad te kan stap. Dis absolute voorreg. En ek en Natasha is geëer deur die mense wat hierdie boodskappe kyk, saam met ons bid, by ons groepie aansluit. Dis altyd vir ons 'n groot voorreg
om hierdie werk van die Here te kan mag doen. Soos ek al baie keer voorheen gesê het, hierdie is my laaste poging. Hierdie is my laaste poging om te doen wat die Here van my verwag. Hy het my toevertrou met hierdie woord. En dit is vir my 'n voorreg om in diens van hom te wees. En ek wil dit graag doen totdat hy kom. Ek wil nie gevang word terwyl ek slymer of slaap nie. Maar met dit sluit ek dan nou vandag af. Kom ons bid saam. Abba Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Leer ons en lei ons Vader in die volheid van u woord en volheid van u gees, Here, sodat ons kan leef om vir u behaaglike en 'n welgevallike offer te wees, Here, soos dat u dit van ons verwag. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag u 'n vreugdevolle Sabbat hê en ons sien julle volgende week. Totsiens.